Net twee vriendinne wat mal is oor rugby en 'n verskil wil maak en saam sien hoe vroue rugby in Suid-Afrika groei. En vandag is ons baie bevoorreg om vir Elizabeth Hills hier by tussen die lyne te verwelkom. Sy is die mede-stigter van Her 15. Baie welkom Elizabeth. Baie dankie Marissa, dit is 'n groot voorreg om vandag met jou te kan gesels. Ek sien baie uit daarna. Oor die Elizabeth, ek gaan sommer net met die deur in die huis val en vertel asseblief vir ons, ek weet ek volg julle op Instagram. Her 15 is vir my 'n baie inspirerende bladsy om te volg en as ek het nou weer gou gekyk oor die dames wat aangekondig is vir die toer na Fiji toe. Maar kom ons gaan net gou terug. Baie van die kykers weet nie wie's Her 15 nie. Gee asseblief vir ons agtergrond oor julle page op Instagram, maar ook oor wie julle is. Okay, so hierdie gaan nou 'n lang storie wees wat ek vir jou bietjie kort gaan maak, maar ek dink dit is belangrik dat mense dit weet. Ek is 'n mamma, met 'n seentjie wat 5 gaan word donderdag, so die lewe is verskriklik besig. My beste vriendin Arushka wat saam met my Her 15 begin het, is ook sy peetma, so hy hou ons baie besig. En wat gebeur het, hoe dit alles nou begin het is, toe ek jonger was, is ek maar soos, ek het al jou video's ook gekyk, ek weet jy is baie lief vir rugby, ek weet jy is ook 'n groot blouwil, ek is 'n verskriklike groot blouwil. Toe ek klein was, is dit al wat ek wou gedoen het. Ek het in graad 2 het ek rugby begin speel, ek het my eerste wedstryd gehad, en toe die wedstryd klaar is, toe moes almal nou die treie afhandig na die B-span toe, want toe was dit nou hulle beurt gewees. En so onskuldig trek ek toe nou my trei uit, want jy dink mos nou nie so daaraan nie, jy weet, so daar vlieg my trei en my ouma en my ma en almal staan daar in die agtergrond met hulle oë net so groot. En ek sal dit nooit vergeet nie, ons is in die kar op pad terug huis toe, dit was in Parow in Kaapstad gewees. En op pad huis toe kyk hulle almal my so toe sê hulle, ons weet jy is baie lief vir rugby, maar hierdie was nou jou laaste wedstryd gewees. Jy gaan nie dit weer speel nie, want 'n oor was gebyt en 'n arm was gebyt en dit was in 2002. So dis al 'n lang ruk terug. En toe ek groot geword het, het ek saam met my pa rugby gekyk op 'n Saterdag. Jy weet, ons het nooit niks gemis nie. As enige iemand vir my vra, Jessie, waar was jy in 2007 met die wêreldbeker? Dan kan ek vir jou presies sê, wat het ons gedoen, wat het ons geëet, waar was ons? Ek onthou nog Francois Steyn se skop aan die ander kant van die 50 meter, asof dit gister was. Ek is net so lief vir rugby. So, van kleintyds af, dan speel ek buitekant met 'n leekkoukbottel as ek 'n rugbybal het nie, en dan maak ek nou asof ek Morney Steyn is en ek skop nou die bal oor. So, dit was altyd 'n passie en 'n liefde, maar ek kon ongelukkig nou nie speel nie, want my familie was nie regtig, hulle wou nie gehad het ek moes nie. So toe het ek begin netbal speel, baie goed gedoen in netbal, en tot vandag toe sê ek, as dit nie was vir my wat so baie rugby gespeel het nie, sou ek nie so goed netbal gespeel het nie, want dit het my heeltemal verander. En so toe gaan my hele tydlyn van my lewe mos nou maar aan, en toe ek klom ook met skool, terwyl ek in sport bly. So toe het ek gaan swat by UTI en ek het kondisionering geswat en ek het so betrokke geraak by netbal, nooit regtig. Die ding wat ons ook moet besef is, rugby, veral vir vrouens, is baie moeilik. Ek dink nie baie mense weet hoe om betrokke te raak by rugby nie, veral by vroue rugby nie. So ek het nooit geweet waartoe om te gaan nie, jy weet. En so toe het ek nooit eers, dit was nie eers 'n ding waaraan ek gedink het nie. So was ek toe nou maar betrokke by netbal afgerig. Ek het my eie fiksheid studio oopgemaak, HIIT fitness begin doen vir gewone mense wat fiks wil bly. En toe kom Handrytjie. Ja, sy naam is Handry van Handry Pollard, want hy's my favourite speler. So toe kom Handry en toe raak die lewe mos nou natuurlik baie besig en ek raak toe basies 'n huismamma. Hy het ook deur 'n fase gegaan waar hy bietjie siekerig was en goeie, so dit was baie stresvol. Maar ek het altyd in my agterkop geweet dat ek altyd wil betrokke wees in 'n rugby, maar ek het nooit geweet hoe nie. So toe speel die vrouens in Nieu-Seeland, dit was waar ons regtig nou begin kyk het, die wêreldbeker in Nieu-Seeland. En toe het ek en Marush, my vriendin, so gesit en dit was die game gewees teen Fiji.
Ons het so amper daai game gewen. Ons het so hard geskree vir die girls om dit deur te trek en toe op die einde het ons dit ongelukkig verloor en daar het ons passie begin vir die vroue rugby. Toe daarna, toe het hulle natuurlik mos nou aangegaan met hulle leagues en goeters wat hulle doen, maar niemand het ooit enigiets geweer daarvan nie. Toe kom laas jaar se wêreldbeker. En ek dink omdat dit in Engeland was, is hoekom dit so groot was, want in Engeland is vroue rugby alles. Hulle is verskriklik lief vir rugby. En toe sit ons hier die dag en ons kyk toe net voor die wêreldbeker begin het en ons kyk toe al die spanne en goeters en ek sê toe vir my hoorie, niemand weet van hierdie goed nie. Hier is so min mense wat weet eers dat daar ooit 'n vroue wêreldbeker aan die gang is. En toe sê ek vir ons wil so graag betrokke wees. Hoekom begin ons nie net ons eie ding nie? En dit was letterlik 24 uur later, toe kom ons op die naam Her 15. Ek is so lief vir rugby treye dra. Ek dink ek het meer as 10 Blouwel rugby treye. Almal raak altyd so kwaad vir my want hulle speel dalk nie die dag nie, maar dan dra ek nog steeds my trei. Maar ek was so op soek na nog iets, jy weet, iets wat mooier is, iets wat ek kan dra op 'n alledaagse basis. So dit is hoe Her 15 se merchandise basies begin het. En toe begin ons Her 15, ons het nooit weer teruggekyk nie. Dit is die lekkerste voorreg om mense te probeer bewus maak van vroue rugby, want die spelers is ongelooflik. Alles is dis regtig net dis 'n voorreg om dit te kan doen vir almal. So dis 'n lang storie, maar dis hoe dit begin het. Ja, dit is ek luister heerlik want ek dink dit is nogal belangrik dat ons vir die mense vertel van die goeders wat hulle kan, die merchandise, die goeders wat hulle kan bestel by julle ten opsigte van Her 15. Ek het ook 'n boksster wat ek al ewig dra en 'n hoed om 'n hoed op jou kop te hê. So daardie hoede van Libby met die gat in is 'n baie briljante plan. Ek kan nie dink dat iemand nog nie vroeër daaraan gedink het nie, byvoorbeeld. Ja. En weet, dit is byvoorbeeld beskikbaar by julle om te bestel. Ja. Maar ook daardie, en nou weet ek nie wat die Afrikaanse woord nie, maar daardie performance sleeves wat die meisies of die vrouens kan dra en al daardie tipe, en dis natuurlik alles dan met julle handelsmerk op wat ek dink nogal goed is, want dit is definitief deel van die bewusmaking. 'n ander ding wat ek net op 'n stadium verlede jaar veral met die wêreldbeker gedink het is almal het 'n naam. Weet die Springbokke, die mans het 'n naam en die sokkerouens het 'n naam, die Banyana, die vrouens wat op die oomblik nou sokker speel, hulle het 'n naam en ons vrou Springbokke is die vrou Springbokke. Jy weet, so ek het tot so ver gegaan om te gaan kyk wat se naam kan by die vroue Springbokke pas en ek het sommer gedink ietsie soos die Amatombies want hulle is hierdie warriors en ek het nou die dag met van die impies wat op die veld hardloop vir die mans, het ek gesels en ek sê vir hulle maar hoekom is daar nie iemand vir die vroue nie? Jy weet, so as julle nou ooit 'n ondersteuner gesoek het, is ek definitief nou hier agter julle ook dat mense hierdie kan groei, want ek dink daar is soveel ander stories wat 'n mens oor kan gesels. Nou vertel gou vir my, ek wil net teruggaan. Jy het nou gepraat van jy het goed, het jy self provinsiaal netbal gespeel? Dit vertel net gou vir my van jou netbal agtergrond. Ja, so ek het in graad 6 gebeur dit mos gewoonlik waar jy nou vir die eerste keer nou proewe toe gaan en so aan. So ek het basies van graad 6 af tot matriek elke jaar WP of Weskaap span gemaak. Bietjie rondgeskuif, ek het aksienetbal begin speel in 2008 dink ek, toe ek in graad 8 was. En so het ek Australië toe gegaan en in Australië bietjie gaan netbal speel en so dit was 'n baie lekker deel van my lewe, maar ek moet nogal sê ek het nog altyd in my agterkop gedink oor maar rugby sal eintlik maar bietjie lekkerder gewees het, jy weet, maar dit is maar nou net hoe dit uitgedraai het. Netbal is 'n fantastiese great sport. Ek meen Daniel Logner kom van netbal af, Romandi Potgieter kom van netbal af. Ek dink ons baie spelers wat ons nog kan kry, Marlies de Bruin, sy kom ook van netbal af. Ons sien haar nou nie meer nie. Ek probeer haar nog bietjie so nou en dan sê ek, gaan jy bietjie terugkom jong, want dit was so lekker geweest en sy was vir my ook so 'n fantastiese speler geweest. So ek dink hulle gaan nog baie netbal spelers poach as mense dit so kan sê.
Ja, ja. Ja. Ek het die ander dag ook met Rian van der Merwe gesels, hy's by Tuks vroue rugby. En toe het hy ook nogal gesê, jy weet, as 'n mens na 'n hoërskool se selfs hulle atletiekspan gaan kyk, dan gaan jy soveel lekker vleuels daar kan kry wat dalk nou nie dit verder vat met atletiek nie. Maar Ja. hoe dit sê, jy het vir my in 'n ander gesprek genoem dat jy nogal betrokke is by SWD. Vertel Ja. my asseblief van. So ons het ons natuurlik was Hurf 15 ons eerste ding op die brein vandat ons begin het. Wat baie min mense ook weet is dis net ek en Arushka. Sy doen al die finansiële kant van goeders. Ek doen al die editing, al die designing en so aan en alles gaan deur haar. So ek werk deur haar en vra ek vir haar eers okay, dink jy nou dit gaan werk en dan gesels ons daaroor en dan besluit ons op 'n ding. Maar dit vat verskriklik baie van ons tyd op. Dit is maklik om ietsie deur ChatGPT te gooi. Ek het niks teen dit nie en dan dit te post, maar om te sit en werklik te edit aan hierdie goeders, dit vat my partykeer 4 tot 5 ure op een poster. So ons ry toe, my seentjie se skool is net, ons bly letterlik nie eers 5 minute van die stadion af nie. Ons het Vrydag aand was bietjie baie koud geweest, so ons het nie uitgegaan na die man se wedstryd toe nie. Maar ons kon hulle hoor hierso by die huis. So ons ry elke dag daar verby en ons het net eendag daar verby gery en toe sê Arushka vir my, maar hoorie, kom ons kyk of ons nie kan betrokke raak daar nie. Ek wil baie graag 'n afrigter word. Ek het 'n baie groot passie vir rugby soos julle nou al weet. Ek is baie statistiek gedrewe. So ja, dis vir my alles. So ons stop toe die eendag daar, ons het met hulle general manager gaan gesels, haar naam is Viramani. Vir gevra kan ons hulle sosiale media oorvat van die vrouens. Sy het ingestem, so ons doen hulle sosiale media en nou het ek betrokke geraak en nou doen ek die senior vrouens se kondisionering ook. So ja, so dit is nou maar alles gebeur verskriklik vinnig. Baie dankbaar vir alles. Maar ja, mense moet partykeer iewers net jou voet inkry en dan van daar af gaan alles seker maar ek weet nie, inval soos wat dit moet. Ja, en gepraat van die mans, hulle het nou Vrydag aand baie goed gedoen om die Karibeker se eerste divisie te wen. Hoe dink jy, wat 'n groot rol speel Heineke Meyer daar? Ongelooflik. Snaakse storie. Hierso is 'n volstasie op pad uit Oudtshoorn toe. En so 3 maande voordat hulle hom aangekondig het, toe staan ons daar so, ek dink ons moes 'n pastai koop vir my seun of iets en hy klim toe uit die bakkie uit reg langs ons. Nou natuurlik, ek is 'n groot bloubil, so ek weet wie hy is. En hy het vir my die lekkerste memories in Engels nou gegee as 'n kind. So toe hy uitklim en ek kyk hom so toe raak ek sommer so lam. En ek weet toe nie wat om te sê nie en ek sê toe vir hom ek kan nie eens onthou, ek sê toe oom, ek wil net vir oom baie dankie sê vir al oom se memories wat oom vir my as 'n kind gegee het. Maar hy kyk my toe swy, dog toe seker maar wat is fout met die vrou? En ek sê toe vir hom nee, as 'n kind was dit so lekker dat my Blouwil span, my oom se cheetah span altyd gewen het in die Currie Cup of dat ons die Super Rugby kon gewen het, jy weet, sulke tipe goed. En ek kon net die dankbaarheid in sy gesig sien. Jy weet, partykeer is mense is altyd so vinnig om mense te oordeel. En ons almal is net mense. Die spelers is net mense, die afrigters is net mense, soos ek en jy. En dit is 'n baie stresvolle werk om in te wees, dink ek. As 'n speler, as 'n afrigter, as enige iemand. So ek dink partykeer is dit goed om dalk net vir iemand dankie te sê vir wat hulle dalk vir jou gedoen het. En so ek het hom toe daai dag gesien, dit vir hom gesê en ek het hom nou nog nie weer raak geloop nie want hulle is baie besig by die mans. Ek gesels bietjie met sy afrigtingspan onder hom nog nie weer gesien nie. Maar ek sê toe vir hom ek wil so graag jy moet betrokke raak by SVD en hy het my so gekyk toe sê hy vir my gee dit net so 'n paar maande jy gaan dalk 'n verrassing kry. En toe so waar 2-3 maande daarna, toe kondig hulle af, hy is nou die hoofafrigter, maar kyk, hy maak 'n groot verskil. Hierdie dorp, Marissa, dis 'n ander dorp. Dit is so lekker hier in George, die mense is so opgewonde oor rugby, die stadion kry al hoe meer mense, die rye staan, dit is wonderlik, dit is regtig lekker om hier te hê. Ja, en julle dames, julle het ook gewen oor die naweek. Julle het die Griffins nog 'n behoorlike pak gegee, 50-19. Dis my oulike
die SWDE Girls. So ek hou van daai woordspeling. Ja, en Ja. hulle is dan nou op die oomblik derde dink ek want hulle speel in die Superliga 2. Die Ja. Daisies natuurlik Superliga 1 se kampioene en ek sien die Pumas loop voor by Superliga 2, Ja. maar dit lyk vir my heel positief want dalk oor 'n paar jaar dan kan SVD se dames dan nou ook nommer 1 wees of dan nou opskuif, jy weet met die promosie relegasie. So ek is seker dis waartoe hulle werk. Ja, nee, dis definitief waantoe hulle werk. Ek dink wat min mense weet is die SVD Eagles is eintlik een van die topspanne in die tweede league nou vir 'n klompie jare en hulle het hom al gewen ook en hulle klop die hele tyd aan die deur en dan net voor die tyd dan gebeur daar nou ietsie wat jy weet wat nou in die pad val en dan kan hulle nou nie deurkom nie. Um Hulle werk verskriklik hard. Ek moet sê ek is nogals 'n bietjie op my senuwees want die Puma meisies lyk ongelooflik goed hierdie jaar, hoor. Hulle lyk regtig goed. Die enigste tuiswedstryd wat ons nou al kon bywoon was die ene teen die Luiperde gewees. En hulle was net so goeie span gewees. Hulle kaptein, ek dink haar naam is Lara de Wet. Ja, sy is 'n eystervrou hoor. Ek kyk vir haar so, ek het daar gestaan toe hulle uithardloop om 'n video te neem van hulle en toe sy verby my kom toe dog ek, okay. Moet net nie vir my tackle eendag nie asseblief. So ja, hulle lyk ongelooflik. Hulle het flikse spelers. SWD lyk goed, die Pumas lyk goed. Dis eintlik regtig iets om baie ek dink ons almal moet opgewonde raak daaroor om te sien dat die tweede liga doen eintlik net so goed soos die eerste liga. So dis ongelooflik. Ja, kyk en ek bedoel hoe meer blootstelling, ek dink Larry se brein het ook gesê, hoe meer blootstelling die dames op verskillende vlakke gaan kry, hoe beter gaan die rugby raak, nê. Ek bedoel Ja. verlede week het ons met die Billetjie rugby voorsitter hier in Pretoria gesels en hy vertel toe hulle het hierdie jaar by Loftus dogtertjies toegelaat om te speel en daar het 6 spannetjies opgedaag. En hulle het al reeds 'n volgende jaar se inskrywings 92 dogtertjies. So kan jy nou dink as sulke klein dogtertjies begin, jy weet, aan 'n mamma karring en aan 'n pappa karring, maar ek wil rugby speel, dan dink ek is die toekoms nogal blink. Hoorie, ek wil gou teruggaan na her 15 toe as Silks, want as ek reg verstaan is daar 'n tydskrif ook wat jy uitbring. Ja, so ek het toe begin om ek noem hom die Her 15 magazine en dan sal ek nou net basies alles van 'n wedstryd probeer indruk van my oogpunt af van wat ek sien. So dit is totaal en al hoe ek voel en hoe ek dinge beleef het van die wedstryd. Dit is glad nie enige iemand se oogpunt nie, net myne. Net om vir mense wat dalk nie die wedstryd gekyk het nie of iemand wat dalk verby ons bladsy kom wat nie regtig, jy weet wat aangaan met die vroue rugby nie, laat hulle daardeur kan lees en dan bietjie meer 'n idee kry van wat aangaan daarso. Basies probeer ek net soveel as moontlik mense kry om geïnteresseerd te wees, want ons is so trotse rugby land dat ek eintlik partykeer dink ek kan nie glo ons is nog nie so, jy weet, on board as dit kom by vroue rugby nie. Ek kan nie wag vir die dag wat dit gaan gebeur nie. En ek dink dit gaan binnekort gebeur. Ons moet net aanhou doen wat ons nou doen. Maar ja, dit is die hele rede van die Her 15 magazine. Ons doen die stats ook. Ek seker jy het dit ook gesien. Ek voel dit is waar jy ek weet nou nie wat legacy in Afrikaans is nie, maar hoe jy jou legacy sement as dit kom by rugby. Jy weet Libby wat die meeste punte nou al aangeteken het. Ons het iemand soos Junella, as sy elke wedstryd hierdie jaar speel, ek dink ek het uitgewerk, mag sy dalk al 50ste haal, maar ek dink met die SAA span gaan sy nie regtig daar betrokke wees nie, so sy sal dit nou eers volgende jaar haal. Maar sulke goeders is vir my belangrik vir mense om te weet, om 'n gesig te koppel met hoeveel keer het sy al gespeel vir die Springbok vroue, van wat se jaar af het sy begin. Ons het 'n hele database gebou. Ons het van die begin af, vanaf die vroue rugby begin het ons name tot Amy Barrett-Ronnes op ons lys. Ons weet presies hoeveel caps het sy, hoeveel punte het sy aangeteken, haar vrou is Ron, alles is daarso op. So ons het 'n hele database as dit kom by dit. Hoorie, so ek was natuurlik in 2004 toe die vroue die eerste keer Springbok klere aangetrek het. Toe het hulle toets op Loftus gespeel teen Wallis. En
ek was toe die eerste jaar dat ek skool gehou het en ek en een van die ander jong menere, ons skool of die skool waar ek was, se hoof was op daai stadium die laerskole president van die Bloubulle. En hy het ons gestuur met 'n spul graad 7 kinders om die Suid-Afrikaanse vlag op loftes te gaan vashou voor die tyd. En dit was nou my eerste weet amper wat ek nou te doen gekry het met vroue rugby. Vroeger het jy genoem van het aanvanklik nie geweet waar om betrokke te raak nie. So ek het in 2000 begin studeer en hulle het letterlik tikse mense het letterlik na ons skoolhuise toe gekom en kom vra hoor hierso of wie wil rugby speel. En party van ons het nou maar ook daaroor gelag en gedink, "O nee, ek weet nie so mooi nie." En ander, daar was 'n meisie, Annelien Klopper wat haker toe op die ou end vir ek dink sy het tot by Bulls gevorder, maar haker gespeel en sy was net so passievol. Sy het haar net glad nie laat afsit nie en ek dink dit is eintlik die regte ingesteldheid om te hê. Weet mense, veral mense wat nie eers besef dat ons regtig vroue rugby het nie. Ek wil by jou hoor iets anderster. Ek het nou vanoggend die groep gesien wat aangekondig is wat Fiji toe gaan. Gister het ek vinnig met Lip gesels en sy het ook gesê ek en sy sal gesels wanneer hulle terugkom van Fiji af. Maar ek sien byvoorbeeld iemand se naam soos Logan Welman is nie op die lys nie. Weet jy iets van hoekom sy nie saamgaan nie? So ek het nou vir jou 'n hele ding. Ek het Oh, so ek was gou uit vanoggend gewees met haar 15 besig en toe ek terugkom om reg te maak om nou met jou te gesels, toe sien ek hulle het dit aangekondig. So ons kan gou vinnig deur dit gaan en nie te veel in detail ja. gaan nie. Ek weet nie presies hoekom is hulle nie gekies nie. Ek kan nie dit vir jou sê nie. Ek weet van een speler hoekom sy nie daar is nie en dit is Anati Kolo. Sy is ook die Bulls Daisies se kaptein. Haar naam is ook nie daarso nie. Sy het 'n besering opgetel. Presies wat gebeur het, weet ek nie. Dit lyk soos 'n enkel. So sy sal so 6 weke uit wees. Ek weet nie wat is coach Swys se plan presies nie, want kyk, hierdie jaar is die meeste toetse wat hulle al ooit gespeel het en dit is wonderlik. Ek is so bly daaroor. So ek wonder of hy nie nou so bietjie begin soos Rassie, jy weet, ek gee bietjie die speler 'n kans, dan gaan ons nou weer bietjie daai kant toe. Wat ons ook moet onthou as dit kom by Logan is, sy is soos 'n Georgia Miller uit en uit. Sy is dieselfde tipe speler. Sy kan jou so vinnig verbaas, so ons is baie opgewonde oor haar. Maar sy speel ook in Asesahele se plek. So dit gaan nou snaaks wees as albei nou op vorm is en reg is, hoe gaan hulle nou dit hanteer? So Logan bly agter, maar Helle gaan wel gaan. En sy het 'n duimbesering dink ek gehad of 'n vingerbesering gehad wat sy mee gespeel het ons in die Super League. So sy is nou gekleer basies om weer te kan speel. So sy is in die groep. Wat vir my interessant is ook is wat ek agterkom wat Swys doen is hy het Minnar en Felicia Jacobs wat hy nou meer die hele tyd speel onder die scrum skakels. Maar ons het ook baie ervare spelers wat nou nog nie regtig betrokke was in die laaste jaar nie. Jy het vir Romandi Potgieter wat ook nie na die wêreldbeker toe was nie, maar dan het jy ook 'n Taylor Kinsey wat vir die Sharks speel. Sy was ook nie regtig betrokke nie, maar sy was wel by die wêreldbeker. Maar ek tel hulle op daarso in Stellenbosch. Ek het hulle nou al 'n paar keer daar gesien. So ek wonder wat is die idee en wat gaan daar gaan gebeur. Interessant vir my is dat hulle vir Eloise Webb as 'n backup 10 losskakel het onder Libby. Met Libby. Ja, hulle tweeetjies is deur vir dit. Ek dink wat baie opgewonde waarvoor ek baie uitsien is Shaniqua Lamprecht. Sy's 'n 7 speler. Sy's in vir hierdie toernooi. Sy's 'n senter. So ek dink dit gaan ongelooflik wees om te sien wat sy kan doen daarso in die senterpare. Zintle Mpupa is ook terug. Sy was mos nou ook by die 7's program. Dan is Patience Mokone terug en dan Maria Sheremba is ook 'n 7 speler. Verskriklik vinnig en baie lief om drie te druk. Sy is ook in die span ingesluit. En dan natuurlik Aries wat in ongelooflike vorm is hierdie jaar. Sy doen regtig baie goed en dof. Maar die spelers wat agterbly wat vir my interessant is Malinga. Sy bly agter. Ngwevu bly agter. Shonique Alexander en dan Jackie Selee bly ook agter. En dan het ons 'n speler wat ek nogals verbaas is wat ons nog nie gesien het nie, is Tobile ek dink dit is Mzazwe, hoe mense dit uitspreek. Sy speel vir die Daisies.
Sy was nog nie betrokke by die Springbok vroue regtig nie. Sy was nou ingesluit in 2 groepe, maar sy het die meeste drieë gedruk hierdie jaar op 12. En daai vrou, sy's vinnig hoor. Sy's soos 'n Maria Sheremba, maar as sy verby jou kom, as sy verby jou, dan sy weg. So dis baie interessant. En dan ek dink dit was net die hakkers geweest. Hulle het gegaan met Kwala en Anushka Groenewald wat ook jonk is en ons is baie opgewonde om te sien wat sy nog gaan doen. Baie erge besering gekry van 'n video wat ons nou al gekyk het van haar. En hulle het eintlik vir gesê hulle dink sy gaan weer kan rugby speel nie en kyk waar sy vandag. So ja, so dit is 'n baie goeie storie, maar dan het jy nou weer Lucial Hannekom wat agterbly, jy het Rosaline Botha wat agterbly, Mieke Gunter wat agterbly. So ek dink Swys is eintlik baie bevoordeel as mens kyk na die groep wat hy nou stuur en die spelers wat Daniel Logner bly agter, dink ek nou net. Die spelers wat agterbly, dan dink jy eintlik, jessie, maar daar's eintlik baie talent nou in ons span. Ons baie om vooruit te sien. Ja, en dan is daar nog iemand soos Nadine Roos wat nog nie gereed is nie. Jy weet, en sy het nog 'n paar jaar voor haar ook. So ek dink regtig soos wat jy sê. Interessant genoeg, het ek nou gesien Andrei Snyman, oud Springbok Andrei Snyman se dogter het ook vir die onder 20's gespeel. En iemand soos Japie Mulder se dogter wat ook nou so deur die stappe kom. So dink jy dis iets wat ons al hoe meer gaan sien, veral van die Springbok man se kinders wat besluit nee, wag, ons volg in pappa se voetspore. Ek hoop so hoor. Ek weet Victor Matfield het meisies wat netbal speel, so ek meen as hulle slotte wil kom wees, is hulle meer as welkom. Hy was een van my gunsteling spelers ook. Ek dink dis wonderlik om te sien. Ek dink mense kan nou nie vir hulle praat nie, maar ek dink hulle paas is baie trots op hulle. So ek dink ons gaan dit meer sien. Ek dink vroue rugby oor die algemeen in Suid-Afrika is besig om nou so te groei dat dit nie meer, jy weet, so ding is wat jy kan dit nou nie doen nie. Dit is nie 'n vroue ding nie. Jy weet, ek dink ons baie groeiplek nog. Daar's nog baie dinge wat moet verander, maar dit is baie positief om te sien wat al verander het. Ek dink ons kan baie opgewonde wees om te sien wat gaan kom. Nou het ons gepraat oor Amy Barretron en dit is nou jammer dat sy siek is. Ek het nogal 'n gevoel gekry die mans hou nie baie daarvan om dan natuurlik vir 'n vroue skeieregter te luister nie, nee. Ons het nou al baie klips gesien waar iemand terugpraat met Amy of met Holly Davidson of so. Hoe dink jy sal die vrouens nou reageer as ons nou 'n manlike skeieregter by die vroue sit? Want dis eintlik gereeld vroue skeieregters wat die vroue wedstryde skeiedsreg. Dink jy die girls sal beter luister vir die mans as wat die mans vir die vroue luister, of wat is jou algemene opinie oor hulle? Ek dink nommer 1 dink ek Holly is definitief by verre die beste skeieregter in die wêreld. Of sy nou 'n vrou is of 'n man, sy is net die beste. En ek dink mense gaan nogal sukkel om my te probeer sê dat sy nie is nie, want ek dink sy is baie ferm. Die vloei van die wedstryde is net so lekker om te kyk wanneer sy wel blaas. So ek dink sy doen uitstekend. Amy is net so uitstekende persoon. Ek het al die voorreg gehad om haar te ontmoet. Sy is regtig 'n besonderse mens, baie lief vir rugby. So ek wens haar alle sterkte toe met alles wat kom. Maar ek weet sy gaan deurdruk en deur alles kom. As dit kom by mans wat vrouens gaan blaas, dood eerlik, ek dink nie hulle gee eintlik om nie. Ek dink ons vrouens wat baie mense eintlik nie besef nie is, ek dink hulle is ook net so lief vir rugby en hulle wil ook net goed doen. So hulle gee nie om wie se in die middel nie. Hulle gee nie om met wat se saaispel hulle gaan speel nie. Hulle gee nie om hoe die mense ek dink hulle gee, dis mos nou nie lekker as mense hulle so judge en goeders nie. Daar's verskriklike goed wat uitkom op sosiale media partykeer. Ons het dit al gesien op Hoër 15 ook, maar ons vat dit glad nie. Ons shut it down dadelik en beweeg aan. Maar ek dink ek dink nie hulle gee om nie. Ek dink hulle sal net vat wat kom en net go with the flow. Ja, dit gaan nogal vir my, of ek dink partykeer dit gaan 'n bietjie oor 'n ego ding, maar dit is nou maar ons sal dit nou nie te veel daaroor kry nie. Ja, nee. Nou natuurlik is die hele All Black toer nou op almal se lippe
en die vroue gaan ook kans kry om teen die All Blacks te speel. Die All Blacks se groep is gister bekend gemaak en ek dink hulle kom vir Suid-Afrika 'n punt klaar. Nie net vir die mans nie, ek dink die vrouens wil natuurlik ook 'n punt bewys, hoewel hulle nou wat hoër op as ons is op die ranglys. Wat is jou algemene opinie oor die toer wat kom? Ons mans, vrouens, jy weet die hele boks en daai is julle opgewonde? Gaan julle ietsie spesiaals doen daaroor? Ons het beplan om iets te doen daaroor, maar ja, ons is nog nie 100% seker wat ons gaan doen nie. Ons is baie opgewonde oor die toer. Ek moet nogals eerlik sê my excitement, hoe noem mense dit? My opgewondenheid, nê? Ja. Met 'n mans rugby het nogals 'n bietjie afgegaan nou dat ek so betrokke is met die vrouens. Ek is nogals geskok oor hoe ek reageer as hulle speel nou die dag met die eerste toets teen die Amerikaners. Toe toe Malinga daardeur hardloop, toe spring ek hier op, nê. Maar ek hardloop seker 10 keer op en af. Ek skree go Malinga go. Ek doen dit nooit meer met die mans nie, maar ek hardloop op en af vir die vrouens. Dit is verskriklik om te beleef. So ja, ons is baie opgewonde. Wat ek graag wil sien is ek wil hê die Black Ferns moet 'n sterk span stuur. Ek wil nie 'n tweede span sien nie. Ek wil hê Georgia Miller moet hier wees, Dumont moet hier wees. Ek soek daai spelers want ek dink ons spelers het dit in hulle om hulle reg. Ons het dit gesien in die Wêreldbeker. Ek meen om halftyd in te gegaan het, ek kan nou nie presies onthou nie. Ek weet ons was gelyk op, ek dink dit was 10-10 geweest. Maar om in te gegaan het gelyk op teen hulle. Dit was ongelooflik geweest. En ek weet vir 'n feit dat hierdie vrouens van ons, hulle werk so ongelooflik hard, mense kan dit sien. Hulle verbeter wedstryd by wedstryd verbeter hulle. So ek soek 'n sterk span. Ek soek 'n Black Ferns span wat sterk is, wat gaan kom. En ek wil hê ons moet ons sterkste span opsit sodat ons kan regtig meet waar is ons. Jy weet, laat dit regtig lekker is om te kyk. En dan hoop ek net dat die mense sal inkoop en vroeër ingaan daai dag. Ek meen dit is op dieselfde dag, dis dieselfde stadion, FNB stadion. Dit gaan omtrent 3 ure voordat die mans wees, gaan hulle mos nou natuurlik speel. Maar ek wil hê radiostasies moet inkoop hier. Moenie net praat oor die mans nie. Die vrouens speel ook. Jy weet, kom bietjie vroeër in, bring jou kinders. Dis 'n 2-for-1 special basies. So ek meen, hoe kan jy nee sê vir dit? Jy weet, of ons nou wen of nie, gee dit net 'n kans. Gee net vroue rugby 'n kans. Gaan kyk een wedstryd en dan maak 'n besluit. Moenie net sê, hulle speel voor die tyd, maar ons wil nou buitekant in die biertente sit nie, jy weet. Kom in en kom kyk of jy daarvan gaan hou of nie. Ja. Hoorie so, dink jy ek wil net vinnig praat oor die Amerikaanse twee toetse want ek dink daarsot hulle ook mense lekker verras. Ja. Ek was baie bly. Daai eerste toets waarvan jy ook nou gepraat het, dit was regtig waar vir my. Ek was behoorlik aan die gang en ek moes nog verslag doen vir RSG ook so. Ek het amper my woorde was te vinnig uit my mond uit, het dit genaderhand gevoel. En toe net tweede toets, soos wat ons verwag het. Ek dink Amerika het toe besef, wag 'n bietjie, hulle moet nou 'n ander benadering volg. Dink jy die tweede toets het ons toe nou weer omkant gevang dat ons so net gevoel het dalk bietjie te veel selfvertroue of dink jy net dit is nou maar daar waar ervaring kort van om daardie gebruik van die Afrikaanse woord is nou composure, jy weet om daardie standaard te behou. Ek dink jy het daar verkeerd gegaan in daardie tweede toets. Ek dink van die goedjies wat ek gesien het, ek dink op ontbytsake was Jackie en Danel gewees. En ek weet hulle het genoem, Swys het die donderdag vir hulle 'n nuwe gameplan gegee of die Vrydag, ek is nou nie 100% seker nie. En hulle was eintlik self geskok geweest om te sien hoe goed hulle hierdie nuwe ding kon uitvoer, jy weet, vir die eerste toets nou. Dit was ongelooflik geweest om te sien. Ek dink nie enigiemand het dit verwag nie, want ons het hulle totaal en al van hulle voete afgehardloop. Dit was regtig ongelooflik geweest. Die tweede toets, moet ek eerlik sê, dit was 'n bietjie van 'n bitterpil om te sluk. Ek sou 'n bietjie meer wou gesien het. Jy weet, dit gaan nie net oor die feit dat hulle verloor het nie. Dit is normaal. Jy gaan nie alles wen nie. Jy gaan verloor en uit daai verloor gaan jy leer. Maar ek sou net 'n bietjie meer fight wou gesien het, jy weet.
soos by die afbreekpunte, daai Frida Tafuna sy's besonders. En ek het mense gewaarsku op haar 15, ek het 'n hele poster daar gemaak en sy was deel van dit en gesê jy moet pas op vir haar want as jy vir haar net 'n klein bietjie van 'n gat gaan gee, gaan sy jou bal vat. En sy was net ek dink net die tweede toets was hulle flanke en Frida op 8ste man, hulle was net oral gewees. Daar was nie 'n losbreekpunt waar ons die bal kon regtig, hoe kan 'n mens sê, stabiliseer en hou nie. Want as hulle opgekyk het, het hulle in hulle vasgekyk en hulle was net bo oor die bal gewees. Ek dink ook ons het uitgemis op een van die beste drieë wat ons ooit sou gesien het van 'n Springbok vroue rugbyspeler in Jackie Selee. Want dit was net ongelooflik. Ek het nie gedink sy gaan dit hou nie, maar sy het dit gemaak. En my hart het gebreek in stukke toe ek sien nee, maar Hope het toe nou klaar die 3 gedruk, so daai was 'n bietjie hartseer. Maar ek dink, maar dis om eerlik te wees, ek dink dit is goed vir hulle. Ek dink dit het eintlik vir hulle meer goed gedoen as wat ons dink, want hulle het nou in die eerste toets gesien, hulle kan dit doen. Jy weet, hulle kan teen hierdie goeie spanne so speel. In die tweede toets dink ek het die Amerikaners ons 'n bietjie omkant gevang. Ek dink hulle was hopeloos te vinnig vir ons by die afbreekpunte gewees. Maar overall, hulle skram, hulle alles was net 'n bietjie beter gewees. Maar ek dink dit is presies gedeeltes van ons gameplan waarin ons moet werk en waar ons bietjie sterker moet raak. So ek dink dit het eintlik vir hulle baie meer gehelp as wat ons dink. En ek dink dit het 'n vuur in hulle gestook om te sê, weet ons het dit gedoen, so kom ons werk nou nog harder en kom ons kry dit volgende keer reg. Ja. Ja. En nou het ons nou gelukkig hierdie 2 toetse teen Fiji. Wat dink jy, ons tyd is amper op, maar ek wil graag jou opinie net vinnig hoor oor hoe dink jy gaan ons teen Fiji vaar? Ek dink dit gaan 'n rowwe enetjie wees want hulle is baie hulle weet nou nie wat offload is in Afrikaans nie, maar hulle is baie vinnig op die bal. So jy dink nog jy tackle die een speler en dan die ander dan sal hulle al in die middelveld, jy weet. So dink ons baie om vooruit te kyk. Hulle is baie vinnig, maar ek dink die span wat Swys verkies het, is eintlik 'n redelike goeie span en soos ons nou genoem het, ons baie goeie spelers wat agterbly. So ek dink hulle het dit in hulle om albei daai wedstryde nie maklik te kan wen nie, maar ten minste te kan wen. Dit is tog in Fiji, dis ander omstandighede. Fiji is, ek dink 'n seerpunt as dit kom by vroue rugby, veral na daai Nieu-Seeland wedstryd wat ek so goed kan onthou. So ek dink dit gaan baie goed doen en sien baie uit daarna. Ja, en ons nog baie in hierdie jaar wat nog kom, so daar's baie om vooruit te sien. Ja, nee, verseker. En dan om af te sluit, hoe sien jy die pad vorentoe vir julle by Her 15? Die pad vorentoe vir Her 15 gaan, kyk, ons is nou volgende maand, einde Augustus is ons 'n jaar oud. So om te kyk hoe ons nou al gegroei het in die tydperk is ongelooflik. Ons bly vir mekaar sê, ons kan so trots wees op onsself en wat ons doen. Ons wil aanhou doen. Die hele doel van Her 15 is om die hele vroue rugby in totaal. Ek wil hê mense moet sien hoe lekker dit is om dit te kyk. Hoe lief en passievol hulle is vir hulle rugby, is net soos die man, soos dieselfde ding. So vir Her 15 vorentoe wil ons groei natuurlik as 'n brand. En dan wil ons net soveel as moontlik die spelers help, sodat hulle die exposure kan kry wat hulle verdien. Ek voel hulle verdien dit. Hulle werk verskriklik hard. So ons wil maar net altyd help waar ons kan. Dit is Her 15, ons kyk maar hoe dit gaan. Kijk, maar ek dink julle doen baie goeie werk en ek is baie opgewonde as ek sien wat julle op julle veral nou op Instagram sit, dan weet ek lees dit dadelik en dit hou my sommer op hoogte, so dit maak my werk ook bietjie makliker. En ja, ek glo ons is almal op die regte pad met die vroue rugby en ons ondersteun hulle en ons hou duim vas vir die vroue en vir die mans en terwyl ons nou gepraat het oor die netbal, vanmiddag speel die netbal nou nog by die Statebond spele, so ons hou duim vas vir hulle ook. Maar ja, baie dankie vir jou tyd, ek waardeer dit. Jy het al genoem hoe besig is julle, so baie dankie daarvoor dat jy nou vir ons kom tyd maak het hierso. Baie dankie vir jou tyd ook, maar dit was baie lekker om met jou te gesels.